rasionale ongelykhede. Hier is 'n tipiese skoolsom. Hulle gee vir jou 'n parabool en sê waar is hy kleiner as 0. Nou, daar's twee maniere om dit uit te werk. Of jy kyk na die twee snypunte van die parabool, min 5 en 2. Jy skets jou parabool vinnig en jy sê, okay, maar waar is my parabool onder die x-as? So met ander woorde, waar is die y-waardes kleiner as 0. So dis 'n tipiese metode wat hulle vir jou in die skool leer. Nou die ding is van dit beperk ons net tot parabole. So wat ek graag wil doen vandag, is ek wil na 'n ander metode kyk om presies dieselfde som te doen, dieselfde antwoord dus by uit te kom, wat ons dan kan toepas. Gee hulle vir ons 'n bietjie moeiliker somme soos waar ons nie noodwendig die grafieke van kan teken nie. Right. So wat ek gaan doen is ek gaan kyk na my twee kritieke punte. Sou dit 'n vergelyking gewees het, dan noodwendig my twee nulpunte, maar ek praat van my twee kritieke punte en dit gaan wees by mos nou by min 5 en 2. So ek trek 'n getallelyn op min 5 en 2. Nou baie belangrik, omdat hierdie 'n ongelykheid is, waarna ek kyk is ek kyk na die teken. Nou kleiner as 0, weet jy mos nou is negatief. So jy weet 'n plus maal 'n minus geef my minus, of 'n minus maal 'n plus geef my minus, en dis die kombinasies wat ek soek. Ek wil weet, waar is hierdie hakkie positief wanneer hierdie hakkie negatief is, waar is hierdie hakkie negatief wanneer hierdie hakkie positief is. En wat ons gaan doen, is ons gaan sê, okay, kom ek skryf my twee faktore neer, x plus 5 gaan wees 0, wanneer x min 5 is, en enigiets links van min 5, dan is kleiner as min 5, min 10, min 100, min 1000, gaan hierdie negatiewe waarde gee. Enigiets regs van min 5 gaan dit 'n positiewe waarde gee, en dan het weer 0 by min 5. My volgende faktor gaan by 2, gaan dit 0 wees. Links van dit, kleiner as 2 gaan dit minus wees, en groter as 2 gaan dit positief wees. So wat ons kan doen, is ons kan sê, ons sal 'n tabel trek, en sê, okay, kom ons kyk gou weer, maak dit 'n minus in beide kolomme, en dan jy positief van beide kolomme. Nou, wanneer ek dit gaan vermenigvuldig, jy weet, 'n minus vermenigvuldig met 'n minus geef my plus, plus maal 'n minus geef my minus, 'n plus maal 'n plus geef plus, en 'n 0 maal whatever geef my 0, 'n 0 maal whatever geef my 0. So as ek vir jou vra, waar is hierdie parabool kleiner as 0, dan kan jy sê, maar waar is die negatiewe waardes, en dit lê hierso, so x lê tussen 2 en min 5. En noodwendig sou dit ook gelyk aan gewees het, sou hierdie ook gelyk aan gewees het. Nou, sou my vraag gewees het, groter as, dan is dit bo die x-as, dis daai waarde en daai waarde, en dan selfde hierso, dis daai en daai, afhangend wat, as dit ingesluit is, kleur ons dit in, as dit nie ingesluit is nie, kleur ons dit nie in nie. Nou, dis met 'n parabool, sou ek vir 'n funksie gee wat nie so maklik is om te teken nie. Nou hierdie ene is 'n derde mag, so sy derde magsfunksie is x tot die mag 3 plus 4x kwadraat min 7x min 10. Ek weet nie of ek dit eers geskryf het nie, maar dit is daai derde magsfunksie. Nou jy kan sê, ek kan dit faktoriseer, ek kan dit vinnig skets, ek het actually geskryf, ek skets dit vinnig, hy lyk so, waar is hy kleiner as 0, daar en daar. Hierheen nie so maklik om te skets nie. Dis 'n rasionale funksie wat jy eers in verder studies in wiskunde en matriek doen, met 'n mate van 'n hiperbool met 'n skynsasymptoot. So nie so maklik om te skets nie. Maar ek gaan hierdie somme presies dieselfde benader. Ek gaan beide faktoriseer, en soos jy kan sien, hulle beide het presies dieselfde 3 faktore. En jy weet, of ek nou vermenigvuldig, en of ek nou deel, die konsep bly dieselfde. Positief en 'n positief geef my positief, positief en negatief geef my negatief, en 'n negatief en 'n negatief gee 'n positief. So maak jy saak hoeveel faktore ek het nie, solank ek net 'n ewige hoeveelheid negatiefes het om 'n positief vir my te gee. So, wat gaan ek doen? Trek weer ek getallelyn op met my kritieke punte. Nou, ek gaan aflees van my grafiek, of ek kan net teruggaan na my oorspronklike vraag en kyk, wat is my kritieke punte? Maal of deels irrelevant. Dan gaan skryf ek my 3 faktore neer. Ek skryf dit gewoonlik
selfs in volgorde, dan sit vir my vinnige, nee, gaan ek hier doen, nie in volgorde geskryf nie. Minus, plus, 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 minus, 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 plus. So sien julle altyd links van die 0 is negatief, regs van die 0 is positief. En nou gaan kyk ek na die totaliteit. Hierdie geef my 'n negatief, 'n 0, 'n positief, 'n 0, 'n negatief skies en daar is weer 'n positief. Nou, my vraag was kleiner as 0. So kleiner as 0 gaan noodwendig wees daar en daar as ek dit grafies moet voorstel. Hang net van hoe hulle vra om dit voor te stel. Dan die ander ding is wat nou hier belangrik is. Sou dit insluitend gewees het, dan kleur ek mos nou my sirkeltjie in. Maar al wil jy kan uitvang, is insluitend met 'n breek. X kan nie min 1 wees nie. So hierdie een bly oop. Daai een word ingekleur en daai een word ingekleur. Right, so dit is alwaar wat 'n mate van 'n uitvangskans is. Nou wil ek gou kyk na verlede jaar se Oktober eindeksamen. 'n vraag wat hulle daar vir ons gevra het, is die volgende. Alright. Nou, as ek vir jou presies dieselfde vraag vra as 'n vergelyking, wat sou jy gedoen het? Jy sou oor kruis vermenigvuldig het, jy sou van die noemers ontslae geraak het, voilà, vinnig sou jy antwoord gekry het. Die verskil is hier, jy kan nie dit doen nie, want oomblik as ek, soos hulle noem, 'n x oorneem, jy weet nie wat die teken is van daai x nie. So jy weet nie of moet ek my kleiner as en 'n groter as verander nie. Jy weet nie. So jy kan nie oor kruis vermenigvuldig nie. Baie belangrik, jy moet alles in een kant hê. Of dit nou aan die linkerkant of aan die regterkant, dis irrelevant. Dan bly my ongelykheid bly presies dieselfde. Right, nou gaan ons met die KGV vermenigvuldig x min 2x plus 2 op een noemer skryf. Weereens kan ek nie van hierdie noemer ontslae raak nie. Want met 'n vergelyking sou jy sou mos van beide x min 2 en x plus 2 ontslae geraak het. Kan nie dit doen nie, want jy weet nie hoe dit die teken gaan affekteer nie. Alright, vermenigvuldig gou uit. Nou, ek het uitgemaal en toe kry ek 'n minus. Baie belangrik, soos dat ek nou, as ek van die minus van ontslae raak, jy weet, dan raak my kleiner as raak 'n groter as. Vermenigvuldig met die minus daar. Okay, nou great. Nou het ek weer 4 aparte veranderlikes. Ek trek 'n tabel op, ek trek my 4 aparte veranderlikes. So kritieke punte sit ek neer. Links van die kritieke punte is almal negatief. Regs van die kritieke punte is positief. En nou gaan kyk ek na die totaliteit. Hierso het ek minus, 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 minus 'n positief. 0. 3 minusse, 2 minusse. 1 minus, ekskuus. Ons het 'n tussen en 'n positief. Wat was my vraag? Alhoewel dit aanvanklik kleiner as was, het ons dit verander na groter as of gelyk aan. So groter as of gelyk aan. Baie belangrik, hierso het ons dit 2 en min 2 kan nie ingesluit wees nie. Kyk spesifiek daarna, maar die ander is ingesluit. So groter as is daai ene en daai ene. Dit was 10 punte in die eindeksamen.